allemaal, welkom by nog 'n wiskunde met Maggie video. Vandag doen ons een van die amper laaste video's vir die differentiaalskaalrekeninge reeks en ons kyk vandag na die veranderingstempo. En wat bedoel ons met tempo? So dit is eintlik hoe vinnig of die tempo waarteen ietsie verander. So daai hoe vinnige deel is die tempo. So ons kyk dalk hoe vinnig verander die afstand, hoe vinnig verander die snelheid ensovoorts ensovoorts. So dit is wat ons bedoel met die veranderingstempo. En hierdie kan jy gewoonlik in 'n grafiekvorm sien. So jy kan dalk, soos ons baie in hierdie afdeling gedoen het, 'n kubiese grafiek kry of iets soos die, en dan sal hierdie dalk vir jou die afstand wys. Dan, soos ek al genoem het, kan jy hierdie differentieer of die afleiding daarvan kry en dan kry jy dalk 'n parabool en dit gee dan vir jou die snelheid. En dan kan jy daai nog 'n keer differentieer en dalk 'n reguit lyn grafiek kry en dan is die versnelling. So in hierdie heel eerste grafiek kyk ons dalk hoe vinnig verander die afstand in terme van tyd. Maar in die tweede grafiek kyk ons dalk hoe vinnig verander die snelheid of die tempo waarteen die snelheid verander in terme van tyd. En in die versnelling kyk jy hoe vinnig het die item versnel. Okay, so dis alles dieselfde idee. So grafieke gee vir ons gewoonlik hoe 'n veranderlike verander in terme van 'n ander onafhanklike veranderlike. So die funksiewaarde is gewoonlik die afhanklike veranderlike en die onafhanklike veranderlike is iets soos tyd ensovoorts. So ons kyk gewoonlik wat gebeur met hierdie afhanklike veranderlike as daar iets anders is, soos die onafhanklike veranderlike en daai enetjie verander. So dit kan ook wees soos jy het 'n funksie in terme van x en dit bedoel x in hierdie geval is die onafhanklike veranderlike en die funksie of die y-waarde is die afhanklike veranderlike. En dit is dieselfde in terme van afstand, so jy het baie keer iets soos hierdie, waar jy 'n vergelyking of uitdrukking het wat van tyd afhang. So dan is tyd die onafhanklike veranderlike en die afhanklike veranderlike is dalk die afstand van die kar wat ry vir 'n sekere hoeveelheid tyd. Okay. En gewoonlik kyk ons na die gradiënt. So in hierdie afdeling weer eens is die gradiënt belangrik en dit is hoekom differentiaalskaalrekeninge of om te weet hoe om te differentieer so belangrik is. So jy moet weet hoe om 'n uitdrukking te vat en dit te differentieer, so jy moet weet hoe om die differentiasiereëls te gebruik. Daar's 'n paar belangrike formules wat jy moet ken. Daar is iets soos die gemiddelde snelheid of tempo van verandering. Vir hierdie kort jy nie differentiasie nie. Hierdie is eintlik net m, jou gradiënt gewoonlik, so dis die verandering in y oor die verandering in x. En ja, okay, so dan natuurlik moet jy vir hierdie deel na die punte kyk waaroor hulle vra in die vraag. Dan het jy die oombliklike snelheid of tempo van verandering en dit is wanneer jy na die limiet van f van x plus h minus f van x kyk oor h, so h is soos een tydstip op een oomblik en dan is dit eintlik die afgeleide. So hierdie formule hierso is die langdradige manier om eintlik die afleiding te kry, dis die afleiding in terme van eerste beginsels. Maar as jy die differentiasiereëls ken, dan hoef jy net die afgeleide te kry. So jy hoef nie hierdie formule die hele tyd te gaan gebruik nie. Maar as jy belangstel om daai formule te gebruik, daar is video's en ek sal dit hier eerste link. 'n belangrike idee vir hierdie hele afdeling is gewoonlik kyk ons na snelheid. Hulle kyk baie na snelheid en versnelling. So jy moet weet dat jy 'n afstandformule het en as jy die afgeleide van die afstand kry, dan kry jy eintlik die snelheid. So ds, in hierdie geval is s nou die afstand, soos jy hier kan sien. As jy die afleiding daarvan kry, so hierdie of hierdie, maak nie saak hoe jy het skryf nie, die notasie maak nie saak nie, dieselfde ding word hier bedoel, die eerste afgeleide van die afstand, kry jy snelheid. Dan kry versnelling kry deur die afgeleide van die snelheid te kry. So as jy die snelheid differentieer, kry jy versnelling, so dit is ook die tweede afgeleide van afstand. So as afstand s van t is, so die is afstand, dan as jy dit aflei, dan kry jy die eerste afgeleide van s van t en dit is ook snelheid en dit is deur v van t uitgedruk. Natuurlik maak die letter nie soveel saak nie, jy moet net weet eintlik dat die afgeleide van afstandformule die snelheidformule gee. En dan as jy die tweede keer die afstand differentieer, kry jy die eerste differentiasie van snelheid, as jy nou hierdie konsep hier volg, dat die eerste afgeleide gelyk is aan v van t, of die snelheid, dan as jy hierdie een, as jy hom differentieer aan die regterkant, moet jy nog 'n keer differentieer aan die linkerkant, so dan kry jy die tweede differentiasie van die afstand, maar die eerste differentiasie van snelheid,
En daai gee dan vir jou die versnellingsformule. En dit is net 'n belangrike konsep, so al wat jy regtig van hierdie hele situasie moet kry is, as hulle vir jou afstandformule gee en hulle vra vir jou vir iets met snelheid te doen, diferensieer die afstandformule een keer. As hulle vir jou iets vra in terme van versnelling, moet jy die afstandformule vir 'n tweede keer diferensieer. Dis wat jy hier moes verstaan het. Jy kan natuurlik die woorde gaan lees en die wiskunde gaan doen as jy wil, maar dit is eintlik al wat ek hier wil sê. So ek wou dit ook vra as hierdie video's julle help, asseblief onthou om te subscribe, te share of te like. Ek waardeer dit regtig baie en as julle enige comments het, ek lees regtig die comments. Dit vat my dalk 'n bietjie langer as wat ek daarvan sou hou, maar ek lees dit en ek sal so gou as moontlik vir julle reply. So stel daar video's voor of sê as julle iets wil verbeter of as julle iets nodig het, dan sal ek daarna kyk en hopelik dit so gou as moontlik kan doen of julle sê of inligting gee. Okay, kom ons gaan aan. Hier is 3 voorbeelde in hierdie video. Die heel eerste voorbeeld lyk regtig lank, maar hierso verduidelik ek regtig alles en hoe jy 'n vraag kan kry in 'n eksamen. Hierdie is nou eintlik bietjie langer as wat 'n eksamenvraag sou wees, maar dit gee net meer van 'n idee om die hele konsep te verstaan. Die tweede en derde voorbeeld is 'n bietjie baie korter, maar hierdie is die belangrike konsepte. So as jy die eerste voorbeeld verstaan, sal jy okay wees vir die ander twee en daai is net om seker te maak jy het regtig verstaan. Okay, kom ons kyk nou na die heel eerste voorbeeld. So hierdie is 'n woordsom, so jy moet regtig net baie versigtig wees, lees alles mooi deeglik neer, kry 'n highlighter en highlight die belangrike afdelings. So hulle sê vir ons vir nommer 1, 'n sokkerbal word vertikaal in die lug geskop en sy bewegings word voorgestel deur hierdie volgende vergelyking. So hierso het jy hierdie afstandvergelyking wat hulle vir jou gee en dit is 'n parabool. So ek kan sien dat my heel eerste en nou analiseer ek dit net om vir julle te sê wat jy moet doen. So nou sien ek dat my heel eerste koëffisiënt voor die kwadratiese term 'n negatief is, so ek weet ek gaan iets soos die kry, so hartseer gesiggie, so daar gaan iewerste 'n maksimum hoogte wees, en as jy dink oor hoe 'n bal beweeg, as iemand om nou hier staan, en hulle skop die bal, dan gaan die bal gewoonlik op, en dan kom hy eers af, so dit maak sin dat dit 'n maksimum hoogte gaan wees, jy gaan nie onder die grond kan gaan met die bal nie, tensy daar 'n gat tussen die waans is nie. Okay, so, dis wat hier gebeur. Hulle sê vir my, D is die afstand bo die grond in meter, so hulle gee vir my die eenhede waarin ons werk, en hulle sê T is die onafhanklike en hy is in sekondes. So dit gee vir my die eenhede van my snelheid en my versnelling en ook my afstand. So afstand gaan in meters wees, snelheid gaan in meter per sekonde wees en versnelling sal in meter per sekonde kwadraat wees. So hierdie is belangrik om te sien. So, soos ek genoem het, hierdie hele een is lank. So by A-selle bepaal die aanvanklike hoogte van die bal die oomblik wat dit geskop word. So die oomblik wat dit geskop word, sê vir my dat tyd gelyk gaan wees aan 0 en D sê hy gee vir my die hoogte van die bal bo die grond. So ek moet nou net hierso my gewone D van T gebruik waar T gelyk is aan 0. So waar ook al ek 'n T in hierdie oorspronklike formule sien, gaan ek 'n 0 sit. So dit word 1 plus 18 vermenigvuldig met 0, minus 3 vermenigvuldig met 0 kwadraat, en dit gee vir my 1 meter bo die grond. So dit is die aanvanklike hoogte van die bal, toe ons hy geskop was. B-selle bepaal die aanvanklike snelheid van die bal. So weer eens, aanvanklike snelheid bedoel, toe die tyd was 0, maar onthou, snelheid is die eerste afgeleide van afstand. So ons moet nou hierdie afstandformule vat, en ons moet hom een keer diferensieer om die uitdrukking vir snelheid te kry. So die uitdrukking vir snelheid gaan die afgeleide van hierdie wees, en ek gebruik nou diferensiasie reëls, so dit word 0 plus 18 minus 6t, en dit is die uitdrukking vir snelheid. Nou moet ons uitwerk wat was die aanvanklike snelheid toe die tyd 0 was, so ek gaan net t gelyk maak aan 0, en waar ook al ek 'n t hierso sien, gaan ek 'n 0 insubstitueer, en dit gee vir my dan 18 meter per sekonde. En onthou, jy kan hierdie ook 18 meter per sekonde soos die skryf, of 18 meter vermenigvuldig met sekonde tot die mag 1. Enigste ding is, daai moet duidelik wees dat die sekonde onder die breekse lyn is, so die eksponent tot die mag negatiewe 1 wys dit, of hierso meter per sekonde soos hierdie wys dit ook. Ok, maar dit is jou antwoord. Dan vir C-selle bepaal die snelheid van die bal na 1.5 sekondes. Ons het klaar die uitdrukking vir snelheid van die bal, so ek gaan letterlik net waar ook al ek 'n T daar sien, T gelyk maak aan 1.5, so dit is D van T, die afgeleide, waar T gelyk is aan 1.5, en dit is omdat hulle dit vir my hier gesê het. En dan waar ook al ek 'n T hierso in hierdie formule sien,
gaan ek dit insubstitueer. En dit gee dan vir my 9 meter per sekondes. Dit is die snelheid van die bal na 1.5 sekondes. Dan vir D-selle, bereken die maksimum hoogte van die bal. So, as ons na hierdie parabool kyk, is hierdie op die y-as die afstand, D, en hierso op die x-as is die tyd. Hierso sien ons het 'n maksimum. So, ons moet uitwerk watter tyd het ons hierdie maksimum bereik, en dan moet ons daai t-waarde in hierdie d-vergelyking gaan insubstitueer om dit uit te werk. Maar, hoe kry jy hierdie maksimum draaipunt? In die vorige video het ons dit gedoen. Jy moet die vergelyking vir snelheid vat, of die afgeleide van hierdie vergelyking vat, en dit gelykstel aan 0. So dis wat ons gaan doen. Ons het klaar die afgeleide, so ons kan net hierdie afgeleide gelykstel aan 0, om die tyd te kry waar hierdie maksimum draaipunt gebeur. So dit bedoel, ons stel 18 minus 6t gelyk aan 0, wat bedoel 18 is gelyk aan 6t, so die tyd waar hierdie maksimum plaasvind is by 3 sekondes. So ons moet nou hierdie t vat en dit in die afstandformule gaan insubstitueer, so waar ook al ek in hierdie oorspronklike afstandformule 'n t sien, sit ek die 3. En dit bedoel die maksimum, as ek al daai uitwerk, is 28 meter. Dis die maksimum hoogte van die bal. So net om vir julle almal te verduidelik, ek weet hierso het ek 'n kubiese funksie, ek weet dat die kubiese funksie soos die iets gaan lyk, en hierdie is by 1 meter, want dit is by tyd 0, hierdie is die afstand, hierdie is die tyd. Ek weet, ek skop die bal, en dit begin tegnies hier, en die bal bereik 'n hoogte by sekonde 3. Wat is daai hoogte? Wel, ons weet dat die gradiënt van hierdie funksie by daai draaipunt 0 gaan wees. En om die gradiënt te kry, moet jy die afgeleide van die oorspronklike formule kry, en jy moet dit gelykstel aan 0. Dan kan jy die t kry, so dis hoe ons die t-waarde uitgewerk het, en toe het ons daai t-waarde in die oorspronklike formule gaan substitueer om hierdie maksimum draaipunt uit te werk. So dis presies wat ons nou gedoen het vir daai antwoord. Hoop daai maak sin. Laat my in die comments weet as nie doen nie. Ok, vir E sê dit bepaal die versnelling van die bal na 1 sekonde en verduidelik die betekenis daarvan. So ons weet vir versnelling moet ons die tweede afgeleide van afstand kry. So ons kort die tweede afgeleide van afstand. En ek weet al klaar wat die eerste afgeleide is, dis hierdie uitdrukking. So ek gaan die reëls, die differentiasie reëls daarop toepas om die tweede afgeleide te kry. So dan kry ek negatiewe 6 is die tweede afgeleide, want hierdie, as ek hom aflei, word 0, en hierdie word negatiewe 6 as ek die afgeleide van daai term kry. So dit is meter per sekonde kwadraat. So dit bedoel, by enige tydstip is die versnelling negatiewe 6 meter per sekonde kwadraat. So dit bedoel, selfs as ek nou hier so 'n t van 1 sekond ingesubstitueer het, dan sou hierdie nog steeds negatiewe 6 meter per sekonde kwadraat gewees het. En dit bedoel, van die oomblik wat die bal geskop word, het hy die hele tyd sy snelheid verloor. Die snelheid, so ja, jy kon net gesê, dit bedoel die snelheid neem af, want dit is 'n negatief, so dis waar jy eintlik weet dat die snelheid afneem. Dan vir F sê hulle hierso, bereken die gemiddelde snelheid van die bal gedurende die 3de sekonde. So ek het vir jou gesê, gemiddelde snelheid is gradiënt op daai punt, so dit is die verandering in y oor die verandering in x, en dit gaan wees die afstand by 3 minus die afstand by 2 oor 3 minus 2. So x is jou tegnies jou tyd en y is jou afstandwaarde. So nou moet ons daai net alles gaan insubstitueer in die oorspronklike formule. So ek gaan dit 'n bietjie uitzoom sodat ek die oorspronklike formule kan sien. So dit word 1 minus 18 vermenigvuldig met 3 minus 3 vermenigvuldig met 3 kwadraat minus 1 minus 18 vermenigvuldig met 2 minus 3 vermenigvuldig met 2 kwadraat, alles oor 1. En hoekom het ek die 2 daar gesit? Want dit is in die 3de sekonde. So in die 3de sekonde is jy tussen 2 en 3 om by die 3de sekonde uit te kom. En dan as jy al daai uitwerk, dan kry jy 3 meter per sekonde. Hoekom is dit per sekonde en hoekom het ons hier met afstand gewerk? Want onthou die gemiddelde van die afstandformule, so of die gradiënt van die afstandformule gee vir jou die snelheid by daai sekond of by daai oomblik. So dit is hoekom dit meter per sekonde is en nie meter nie. Al het ons hierso met die afstand gewerk, want ons kry basies hierso die gradiënt.
En die gradiënt van 'n afstandformule is die snelheid. So jy moet hierso baie versigtig wees met jou eenheid. OK. Dan vir G-selle bereken die snelheid van die bal na 3 sekondes en interpreteer die antwoord. So vir G vat ons weer eens hierdie formule wat ons hier uitgewerk het en ons sit net T is gelyk aan 3. En as ek dit hier insubstitueer, kry ek 0 meter per sekondes. So dit bedoel by 3 sekondes of by T gelyk aan 3 is daar geen snelheid nie. Die bal is daar by sy maksimum punt. En dit maak sin, want ons het hierso uitgewerk, hierso by D uitgewerk, dat die draaipunt by 3 sekondes is. So by 3 gaan daar by 3 het die bal sy maksimum hoogte bereik. So daar gaan die versnelling niks wees nie, die snelheid gaan niks wees nie. Die bal het letterlik is besig om, as iemand hom nou skop, en ek wil jy moet dit probeer visualiseer, iemand skop na die bal, en 'n bal beweeg dan soos die. So hierso verander hy van rigting, want hierso is hy besig om op te gaan, en hier begin hy weer grond toe daal. So by 3 sekondes het ons uitgewerk, is daai draaipunt. So by daai gaan die versnelling en snelheid niks wees nie, want dit is asof die bal stop in die lug, en dan begin hy weer val. So dit is wat daar gebeur. OK? En dit is hoe jy dit moet interpreteer. Oeps. OK, dan vir H-selle wat? H-selle, hoe lank sal dit neem voordat die bal die grond tref? So ons moet uitwerk, wanneer gaan die hoogte 0 wees? So dit is basies, die bal gaan die grond tref as die oorspronklike formule gelyk is aan 0. Want dan, soos, ja, dit is sy hoogte, so as die hoogte gelyk is aan 0, bedoel dit hy het weer op die grond bereik, want grondvlak is geen afstand nie. Ons vat ons oorspronklike formule en maak dit gelyk aan 0, so 0 is gelyk aan, nou ek kan het nie hier sien nie, ek gaan dit hier aan die kant skryf, so dat ek het kan sien, 1 plus 18t minus 3t kwadraat, en nou moet ons uitwerk by watter tyd dit gebeur, want dis wat hulle gevra het vir haar. Hulle sê, hoe lang neem dit voordat die bal die grond tref, so by watter tyd gaan die afstand gelyk wees aan 0 meter. Lyk hierdie vir my bietjie gecompliseerd, ek gaan net onmiddellik die kwadratiese formule gebruik, so t is gelyk aan minus b plus minus die vierkantswortel van b kwadraat minus 4ac, alles oor 2a. So dit bedoel, ek gaan dit gelyk maak aan negatieve 18 plus minus die vierkantswortel van 18 kwadraat minus 4 vermenigvuldig met 1, vermenigvuldig met negatieve 3. Alles oor 2. En dan, as jy daai op jou sakrekenaar sit, kry jy dat t gelyk is aan negatieve 0.05 sekondes, of t is gelyk aan 6.05. Wel, 5, dis 5 sekondes, ok. Tyd kan nie negatief wees nie, so dit bedoel t moet gelyk wees aan hierdie 6.05 sekondes, en jy gaan dit net duidelik maak, so tyd is nie negatief nie, so die bal tref die grond na 6.05 sekondes. Ok, so dit is wanneer die bal die grond tref. Dan vir die heel laaste deel van hierdie lang vraag, selle, bepaal die snelheid waarteen die bal die grond tref. So jy het klaar die uitdrukking vir snelheid, so jy moet dit net jy moet net hierdie tyd wat jy nou net uitgewerk het, waar die bal die grond tref, in die snelheidformule sit, so dat jy kan sien wanneer die bal, of teen watter snelheid die bal die grond tref. En as ek daar op my sakrekenaar sit, kry ek negatieve 18.3 meter per sekondes. So, hulle het nie nou vir jou gevra om dit te interpreteer nie, maar jy weet basies die snelheid die hele tyd verminder, toe die bal grond toe gegaan het, so dit gaan teen 'n negatiewe snelheid die grond tref, want hy is eintlik besig om minder snelheid te kry. Ok. En dit is al die antwoorde hierso. So dit was 'n hele lang vraag, maar as jy hierdie verstaan het, beloof ek jou, jy sal 10/10 ok wees vir die res van al hierdie vrae. Nou vir nommer 2, sê hulle, as die verplasing S in meter van 'n partikel in tyd t in sekondes, highlight in sekondes, dis die belangrike deel, beskryf word deur die vergelyking, en verplasing wat S is ook afstand, ok, verplasing bedoel afstand, so ek sal dit vir myself geskryf het, net so wat weird woorde my nie die mekaar maak nie, ok, so dan sê hulle, hier is die vergelyking vir die afstand of verplasing, bepaal die versnelling na 2 sekondes, so maklik, versnelling is, weet ons, is die tweede afgeleide van afstand,
So ons moet net die tweede afgeleide van hierdie ouetjie kry, na 2 sekondes. So hulle sê vir my T is gelyk aan 2. So hierdie is redelik eenvoudig. Jy moes net hierso gesnap het dat versnelling bedoel die tweede afgeleiding van afstand en dat afstand dieselfde bedoel as verplasing. So, kom ons gaan kry die heel eerste afgeleide. 3 oor 2t kwadraat minus 2. En ek gaan nie nou vereenvoudig of enigiets nie. Ek wil letterlik net tot by die versnelling uitkom. So hierdie is snelheid. En ek soek versnelling. So ek moet 'n tweede keer gaan diferensieer. So die word. En nou kyk ek na hierdie ouetjie en ek pas die diferensiasie reëls hierso toe. So dit word dan 6 oor 2t minus 0. So dit is eintlik net dit vir die versnelling. Ok, nou soek hulle die versnelling by 2 sekondes. So ek sê S van T is gelyk aan 2 is gelyk aan 6 oor 2 by 2. En dit gee dan vir my 6 meter per sekondes kwadraat. En hoe het ek my afstand, of hoe het ek my eenhede geken, want hulle het hierso vir my gesê 2 sekondes, en hulle het vir my hierso gesê, die verplasing is in meter. En dis dit, so jy moes rarig hier verstaan het, al wat jy moes verstaan het, is wat versnelling is, en hoe jy dit kan kry as jy 'n afstandformule het. Nou moes jy net geweet het, jy moes hierdie 2 sekondes in substitueer, en dis dit. Vir nommer 3 selle, gedurende eksperiment verander die temperatuur in grade Celsius, so hulle sê vir my die eenheid, met betrekking tot tyd in ure, belangrik, dis nou in ure, volgens hierdie formule. So T van die temperatuur in Celsius is gelyk aan 30 plus 4T minus 'n half T kwadraat en die tyd is 'n element van 1 uur tot 10 ure. Okay, so die eksperiment het tussen 'n uur en 10 ure basies plaasgevind, dis wat hulle vir jou sê. Dan sal hulle bepaal die uitdrukking vir die veranderingstempo van temperatuur met betrekking tot tyd. Veranderingstempo bedoel die snelheid. So ons moet heel eers vir A die afgeleide van hierdie temperatuuruitdrukking kry. En as ek dit doen, kry ek 4 minus T is die afgeleide. En ek moet net weer eens sê, T is 'n element van 1 tot 10. Ok, jy het A gedoen. Dan vir B selle, gedurende watter tydsinterval het die temperatuur gedaal? Wel, jy moet nou die draaipunt gaan uitwerk, want as ek hier kyk weer, sien ek het 'n negatiewe voor die kwadraat, wat weer eens bedoel dat ek iets het wat soos die lyk. Ek weet dat my tyd in ure begin, so dis hier, in 1 en my tyd eindig by 10. So hierdie uitdrukking is net in hierdie tydsperk, iets wat waar is, okay, so hy lyk dalk iets soos hierdie, okay, so hier iewerste, wat is die tyd waar hierdie plaasvind, dis wat hulle eintlik wil hê ons moet uitwerk, so ons moet uitwerk, waar gebeur die draaipunt, en in die vorige video, en in 'n hele paar ander video's het ek al vir jou gesê, dit is wanneer die afgeleide gelyk is aan 0, dis waar daai draaipunt gebeur, so ons moet nou ons afgeleide gaan uitwerk, wel gelyk stel aan 0, en dan moet ons uitwerk waar is die tyd gelyk aan 0, so 4 minus T is dan gelyk aan 0, en as jy dan dit uitwerk, bedoel dit jou T is gelyk aan 4 ure. Ok, so daarom het die temperatuur tussen 4 en 10 ure gedaal. En ek wil hê, julle moet hierso baie duidelik sien, tyd is 'n element van 4 tot 10 vir die tydsperk waar die temperatuur gedaal het. En dit is 'n hakkie soos hierdie, want die 4 is nog steeds, tussen 1 en 4 ure het die temperatuur gestyg. So basies temperatuur daal, wanneer tyd 'n element is van 4 tot 10, en dit styg tussen tyd wat 'n element is van 1 tot 4. Oeps. En hierdie hakkies, hierdie ronde hakkies, is hierso belangrik, want okay, van 1 tot 3, 4 en 'n bietjie ure, basies gestyg het, en dan van 4 en 'n bietjie ure begin daal het. Daai moment is ons nie 100% seker oor nie, so jy moet hierdie hakkie insit, want dit is, die draaipunt is by T is gelyk aan 4. So by hierdie punt is dit besig om ook te styg en ook te daal terselfdertyd. Ons is nie 100% seker nie, so jy moet baie spesifiek wees oor hierdie hakkie. En hierdie hakkies lyk soos hierdie, want hierso het hulle vir ons gesê dat dit die tyd, of daai eksperiment het letterlik net tussen 1 en 10 ure plaasgevind, so dit kon net tussen hierdie spesifieke, by 10 stop dit, 100%, ons weet dit, so jy moet hierdie toe-hakkie hierso sit. Ok, wel, dis die einde van hierdie video. Ek hoop dat dit vir julle baie duidelik was.
julle sou hierso, soos die moes skryf, want hierso sou in hierdie woorde wat ek hier gesit het ek het nie baie duidelik gemaak dat die 4 soos 'n oop kolletjie is, dat dit soos daar styg en by die draaipunt is nie, so jy moes dan net dit baie duidelik maak, so ek sou dit soos hierdie duidelik gemaak het, maar dis die enigste trick. Die res van hierdie moet jy net mooi lees, kyk wat jou eenhede is, maak seker jy verstaan hoe om by die draaipunt hoe om die draaipunt uit te werk, en dan sal jy okay wees. So ek hoop hierdie het gehelp, onthou om comments te los as jy nie seker is oor iets nie, en anders sien ek julle in die volgende video's, of op Instagram, of op die community page waar ek wenke los en vra en polls het en al daai cool goed. Okay, lekker dag verder, bye!